Hartlik goeiemôre vriende, dit is Palmsondag vandag en ons vier daardie wonderlike geleentheid toe die Here in Jerusalem ingegaan het op 'n donkie. En daardie mense dit besef het, hulle besef hier is die koning, hier is die persoon wat mense kan gesond maak, mense uit die dood kan opwek, 5000 mense kan kos gee en gesien hier is die koning, die seun van Dawid wat in Jerusalem inkom. En hulle spontaan begin hulle sing en hulle breek takkies af en hulle gooi dit op die pad en hulle vat hulle klere en hulle gooi dit op die pad. En die disippels het hulle klere op die donkie gesit dat hy op die donkie kan sit. En hoe wonderlik daardie geleentheid toe in daardie stad ingaan om sy koningskap te bevestig. En vanoggend wil ons 'n bietjie stil staan en kyk na die mense wat in die oomblik gereageer het op dit wat hy kom doen het en hom gevolg het. Anders as die leiers het hom nie herken nie, hulle het hom nie herken nie. En hulle het daardie oomblik misgeloop. Maar daar was mense gewees saam met hom, wat in daardie oomblik te besef het, nou is die oomblik, hierdie is ons koning. En alhoewel dit 'n reis van 'n leeftyd is, en dit vir ons ook 'n reis van 'n leeftyd is, bly dit vir ons in die oomblik om te besef, hy is ons God, hy is ons koning. En maak nie saak of ons foute het of foute in die verlede het nie, ons kyk na die toekoms. En ek wil vanoggend so 'n bietjie stil staan op die berg van verheerliking, daar waar Jesus in sy volle heerlikheid verskyn het. Ons gaan 'n bietjie daar in Lukas 9 kyk, maar voor ons dit doen, kom ons vra die Here se seën. Liewe Here, ons vra dat U met ons sal wees terwyl ons nou uit die woord studeer. En seën ons gedagtes terwyl ons dit bedink, die wonder van U wat ons God is en ook ons skepper en ons herskepper. Seën ons dan vanoggend in ons gesprek in Jesus naam. Amen. Ek lees vir u uit Lukas 9 vers 28 tot 36. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy dit bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak. En toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun, wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enige iets vertel van wat hulle gesien het nie. Tot sover, die Here seën sy lese woord in ons harte. Stel u voor, die dag is verby, begin middagse kant word. Jesus roep 3 van sy disippels saam, Petrus, Johannes en Jakobus. En hy sê vir hulle, kom ons gaan bid op die berg, kom ons stap die berg uit, klim die berg uit en dan gaan bid ons. En hulle 3 volg hom. En soos vir die son laer sak en die berg miskien al hoe steiler word en hulle moeg word, kom hulle by die punt waar daardie donkerte oor hulle sak. Maar hulle moes dalk ook gewonder het, hoekom hulle 3? En ons kyk in die verhaal wat voorheen gebeur het, hulle 3 is 'n paar keer uitgesonder met die opwekking van Jairus se dogter. Het hulle die dogter se ma, pa en Jesus met Petrus, Johannes en Jakobus. En hulle het waargeneem, eerstehands, hulle het gesien. En so kry hulle 'n onbeperkte blik op die krag van Jesus. Dat hy die mag het oor die dood, dat hy 'n jong dogter uit die dood kan opwek. En in hulle gedagtes moes hulle gewonder het,
al hierdie dinge wat gebeur, miskien 'n kort rukkie tevore het Jesus hulle gevra, die mense sê, dat ek miskien Elia is, of 'n profeet is, maar julle, wat sê julle? En Petrus staan op en hy sê, U is die seun van God, en hy doen daardie belydenis, dat hy begin besef, miskien is daardie potensiaal wat God in hulle harte geplaas het, om te kan herken, soos vir die Joodse leiers dit nie herken het nie. Hier is 3 disippels wat baie naby is om hierdie volle prentjie te kan besef. Hulle was nie sonder foute nie. Ons weet dat Petrus miskien 'n opvleende geaardheid gehad het, baie gepraat het, baie bravade gehad het, maar as hy onder druk kom, was hy 'n swakkeling gewees. Hy het foute gehad, hy het vir Jesus probeer teregwys en sê, Here, jy sal nooit gaan sterwe nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dat Jesus hom moet teregwys en sê, jy is besig met duiwelse werk te doen. En so het hy miskien sy voorvarendheid, het hy ook maar sy foute gehad. En ons weet dat Jakobus en Johannes was broers gewees, hulle al 3 was vissermanne gewees, en hulle bynaam wat Jesus vir hulle gegee het vir Jakobus en Johannes was, seuns van weerlig, seuns van die donder, opvleend miskien, vinnig om aanstoot te neem, maar vinnig om ook opinies te hê. En hier was hierdie manne met energie en met miskien nie 'n filter voor hulle mond partykeer nie. Daar was 'n geleentheid wat hulle deur Samaria gegaan het, en die Samaritane nie vir Jesus wou huisves nie. En Jakobus en Johannes sê, Here, sal ons nou vuur uit die hemel neerdaal om hierdie mense te vernietig? En hulle doen heeltemal die teenoorgestel as wat Jesus wil hê hulle moet doen. En Jesus moet vir hulle sê, nee, dit is nie waarvoor ek gekom het nie. En so het hulle voete van klei gehad, te midde van hierdie energie wat hulle gehad het. Maar in daardie persoonlikhede sien die Here die potensiaal dat hulle gaan raak sien wie hy eintlik is. En so stap hulle teen daai berg op. En hulle kom miskien teen sononder daarbo aan, en daar vra Jesus hulle om saam met hom te bid. En hy beweeg miskien 'n klein entjie weg van hulle af. En daar val hulle om, soos mense wat nog nooit geslaap het nie. En hulle raak vas in die slaap. En wie is veronderstel om in die middernagtelike ure wakker te wees? Nee, ons is nie gemaak om so te wees nie. Ons is gemaak om te slaap in die nag. Maar Jesus vra vir hulle om wakker te bly. En so, terwyl Jesus bid, en terwyl Jesus in gebed met sy Vader is, word hy verheerlik. En kom die hemelse glans weer om te voorskyn. Die glans wat hy gehad het voordat hy net die aarde toe gekom het. En die glans wat ons weer gaan sien is wanneer hy terugkom die wolke van die hemel om sy kinders te kom haal. Daardie glans skyn deur hom. En hulle lê vas in die slaap. Nou is die oomblik om dit raak te sien. En nou lê hulle in slaap. En Moses en Elia wat saam verskyn en saam met Jesus praat. Moses wat die mees gesiene Judeese profeet was wat daar was, wat die groot gedeeltes van die Pentateeg wat vir hulle die belangrikste is, wat dit tot stand bring het. En so Moses wat gesterwe het, hy kon nie in die land ingaan nie, ook foute van sy eie gehad het, hy daar die rots geslaan het in plaas van om dit met dit te praat, en daar die water uitgekom het. Die Here gesê, jy kan nie in die beloofde land ingaan nie. Maar hy word miskien 'n tipe van almal wat eers moet sterwe en dan opgewek word, soos wat ons weet, ons paadjie van ons almal is. Maar dan is daar Elia ook. Elia wat in tye van groot afvalligheid die waarheid gepraat het, na daai Agab toe gegaan het, vir hom gesê het, die hemel gaan toegesluit wees vir 3,5 jaar, jy gaan nie reën kom nie. Weens jou afvalligheid. En dit wat jy in Israel, die Baal aanbidding, wat jy saam met die Sebal in die land ingebring het. En hoe daardie traumatiese gebeure op Karmelberg afspeel, en al daardie Baal-profete deur kinders van Israel omgebring word. Daar het hulle gesien het, was geen krag in daardie Baal-godsdienst nie. Die Here kom en hy vuur kom uit en hy verteer daardie offer. En kort daarna, Elia, wat moed verloor, gaan wegkruip, sien na die berg te vlug, daar in 'n berg, in 'n skeer inklim. En die Here wat nou moet kom en sê, Elia, wat soek jy hierso? En so
kom die Here en hy herinner hom aan sy werk wat nog nie klaar is nie. Al het hy 'n fout gemaak, al het hy nou weggehardloop, daar is nog steeds werk voor. En die Here kyk ook na ons so, wanneer ons foute gemaak het. Dis nie die einde van die wêreld nie. Die Here kom soek hom daar, en die Here kom ons ook soek. Jou werk is nog nie voltooi nie. En so praat hulle Jesus, sekerlik gee hulle hom 'n kykie op die groter prentjie, en bemoedig hulle hom. Elia wat nooit die dood gesmaak het nie, wat terwyl hy geleef het, hemel toe geneem is. Miskien ook 'n voorbeeld, 'n tipe van die mense wat tydens die wederkoms gaan lewe en gaan nooit die dood gaan smaak nie. En so praat hulle Jesus moet in daardie nag, terwyl Jesus skitterend, daardie ongelooflike skitterende klere, daardie wit klere, en hierdie disippels wat moes stemme hoor en moes hier in hulle slaap wakker word, en hulle moes hierdie gesig aanskou, en hulle is verstom, hulle is beangst. En so Petrus, sonder om te dink, praat hy met Jesus en sê, Here, dit is goed dat ons hier is. Ons sal 3 hutte bou. Kan ons nie net hierdie oomblik vasvang nie? Kan ons dit nie net so hou nie? Kan ons hierdie glans in Moses en Elia kan hier hou nie? Miskien is ons ook so. Ons wil miskien altyd op die hoogtepunte bly. Ons wil nie ook die eise van disippelskap, wat moeilik is, wat mense voor terugwens. Ons wil nie dit ook belewe nie. En so, terwyl Petrus nog praat, kom daar die wolk. En die Vader wat in daardie wolk, miskien ook terug herinner aan Moses daar in die uittog, toe daardie wolkkolom in die dag en daardie vuurkolom in die nag, en hier kom God, en hy verskyn in hierdie wolkkolom, en sy stem word gehoor. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. Praat die Here met Moses en Elia? Nee, praat die Here met Jesus daar? Nee, hy praat met Petrus, Johannes en Jakobus. Hy sê, luister na hom. En God is ook besig om vir hulle daardie prentjie oop te maak. En hier vir hulle te bevestig, dat hier voor hulle oë word hulle toegelaat om die Here in sy heerlikheid te sien. En so getuies te kan wees. Kragtige getuies, wat ons weet, in hulle lewens van daardie punt af, te versekerde geweldige invloed gehad het. Hierdie was wel 'n kleuterrepetisie vir dit wat sou kom in Getsemane. Nadat die wolk weg is en Jesus sy hand op hulle gelê het en hulle tot hulle sinne kon kom en kon staan, toe besef hulle wat daar gebeur het. En wat is hulle reaksie? Hulle is stom geslaan. Hulle kry nie 'n woord uit nie. Hulle sê van niemand nie. Hulle is uit verklarings uit van wat gebeur het. En wonderlik dit moes gewees het in die jare wat so volg. Ons weet, kort hierna het Jesus in Jerusalem ingegaan en daar het die leiers hom verwerp en ons weet wat die geskiedenis daar is. En alhoewel al daardie mense met sy intog Hosanna vir die seun van Dawid gesing het en dit gelyk het asof die hele volk hom nou aanvaar, was dit ook van dieselfde mense wat hom, toe hy te dood veroordeel is, hom beledig het terwyl hy aan die kruis gaan, van dieselfde mense. En so sien ons dat selfs Petrus daardie oomblik weer eens gewys het, dat hy sy voete van klei, te sê, ek sal by jy staan, ek sal self vir jy sterwe. En Jesus het hom moet herinner, vanaand gaan jy met 3 keer verloon, voordat daardie haan kraai. En hoe pynlik het vir hom was, en daai bitterlike hartseer wat oor hom gekom het. En so, hierdie 3, wat daar in Getsemane ook gevra word, bly wakker saam met my. En hulle weer eens daar in die slaap geraak het, toe dit regtig saak gemaak het, en toe daar die mense hom gevange neem, dat hulle almal weggehardloop het. En so, die eise van disippelskap, wat vir hulle daardie stadium net te veel geword het. Maar as ons dan vandag kyk na die gevolge wat daarna, na die opstanding, die blydskap wat Petrus ervaar het om hom te kan sien, die ander disippels, hoe Petrus weer eens drievoudig sy opdrag gekry het,
jy moet my lammers laat waai, jy moet my skape oppas. Dis asof hy hom weer fokus, na sy foute, fokus hy hom weer 'n keer, sê vir hom, jy's instrumenteel om die kerk te vestig, en hy het dit gedoen, hy het alles gegee, daar in Samaria het hy gaan werk, hy moes die probleme rondom, of die wet van Moses nog steeds gehou moes geword het, moes hy hanteer saam met Paulus in Jerusalem, en hy moes die groei van die kerk, en hoe hy uiteindelik in die Efese ook daar gewerk het, en hoe hy in Rome sy lewe gegee het. Jakobus, een van die vroegste martelare, 45 na Christus het Herodes hom met die swaard laat ombring. En ons weet dan Johannes, wat aangegaan het om ook deel van die vroeë kerk se groei was, ook in Efese gewerk het, en hoe hy verbann is na Patmos toe, en hoe hy daar Openbaring geskryf het, wat soveel hoop en inspirasie vir daai vroeë Christene gegee het, wat deur die Romeine so vervolg was in die volgende eeue. En as ons kyk na die hele lewenspad, dan is nou die oomblik, wat elke oomblik is. Elke oomblik van ons lewe is nou die oomblik. Dis wat ons nou mee besig is, wat saak maak. En so nooi die Here ons, om nie te veel vas te kyk in ons foute nie, en te weet, hy is besig om ons te wys, wie hy eintlik is. En hoe wonderlik is dit, om deel van daardie getuies te kan wees. Ons kan elke dag die wonder van Jesus, kan ons belewe, wanneer ons in sy woord tyd met hom spandeer, wanneer die Heilige Gees dit vir ons verlig, en dan is ons ook getuies van daardie wonder. En so nooi hy ons dan om elke dag, elke oomblik aan te gryp, en nie vas te hou aan dit wat in die verlede is nie. Ons vra vir vergifnis, ons vra dat die Here ons sal vergewe, en dan kyk ons vorentoe, en ons fokus op dit, wat hy wil hê ons moet doen. Soos wat Jesus teen daardie berg opgegaan het om te bid, kan ons dit ook daardie voorbeeld maar volg. Ons kan ook tyd spandeer, nie net vir die eksistensiële, ons moet bid vir ons daaglikse brood, en ons moet bid vir alles wat ons lewens aan die gang, maar ook wat die Here wil hê ons moet doen, en in sy wêreld, die getuies word wat ons eintlik kan wees. Hy sien daardie potensiaal in ons raak. My gebed vir u is op hierdie Palm Sondag, om dit in te neem, en nou die oomblik van jou lewe te maak, elke oomblik, is 'n oomblik, wat ons saam met die Here kan pad stap. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, u is wonderbaar in ons oë. Dankie dat u die goedheid, die liefde, wat u vir ons het, op hierdie ongelooflike manier gekommunikeer het. Hierdie Jesus wat mens geword het, om onder ons te kom woon, hartseer beleef het, maar ook die blydskap, vir 'n kind wat opgewek word, dood was. En so Here, vra ons ook dat u ons nuwe lewe sal gee, nuut sal skep, met harte van vlees, waar jou harte van klip uit ons uitgehaal word. Ons bid dit alles, omdat ons weet, u is goed, u is ons Heiland, u is ons herskepper, en Here, u is vir ons baie lief, en ons moet dit elke dag weet en dit uitleef. In Jesus naam. Amen.